O Heer my God, as ek in hierdie wonder en al die lade elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterrewolke, hoe ieder dag so onderhoud. Oh, dan moet ek juig, my redder en my God. O grote See, o grote See, die bosse, berge, vlakkes, ek hoor hoe vlees, de grasse stroom en wind. O Heer, die son, verklein, vergroot, vir alles, en die zorg dag, vir my. Ek wil vanmôre met jou praat oor rondom die tema, die ander disipel. Ek praat van disipels vanmôre. My boodskap fokus vanmôre op disipels. Die ander disipels. Ek like hierdie poster.
Jy sien daar die 3 slakke, hulle is op pad in een rigting, maar dan is daar 'n ander een. Sien jy, daar's 'n ander een. Ek lees vir jou Johannes 18 en ek vanaf die 15de vers. Jy moet my mooi volg vanmôre. Is jy nog hier so vanoggend? Hy sê en Simon Petrus en 'n ander disipel. Sien jy woord praat? Hy sê 'n ander disipel het Jesus gevolg. Dit is net na hulle Jesus gevange geneem het. En daardie disipel weer, hulle gee nie sy naam nie, dis die ander disipel, was met die hoëpriester bekend en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoëpriester se paleis. Daai ander disipel. Vers 16 sê, maar Petrus het buitekant by die deur bly staan, en daar lees jy dit weer. En die ander disipel, wat bekend was met die hoëpriester, het uitgegaan en met die deurwagster gepraat, en Petrus ingebring. Hierdie 2 verse van Johannes 18 beklemtoon 'n ander disipel. Die verhaal speel af, ek haas my net nadat Jesus gevange geneem is, en hulle het hom voor die Joodse raad gebring. Julle almal weet, net nadat hulle Jesus gevange geneem het hulle Jesus gevat, eerstens na die Joodse raad, en daarvan af was dit 'n heen en weer gewees, totdat hulle Jesus op die einde van die dag gekruisig het. Ons ken die verhaal. Ek gaan nie vanmôre praat oor die Joodse raad nie, ek gaan nie vanmôre oor daardie gebeure praat nie. Ek wil vanmôre met jou praat oor die disipels. En wanneer jy die gedeelte lees van die oomblik nadat hulle Jesus gevange geneem het, jy moet my volg of jy gaan my verloor. Ek gaan jou nie lank ophou nie, ek gaan net vanmôre aan die ore van die seekoei raak, dat die Heilige Gees self met jou deel, wanneer jy uitbeweeg. En die oomblik wanneer jy die verhaal lees, en jy lees die verhaal nadat hulle Jesus gevange geneem het, dan lees jy van 'n Petrus wat buite by die vuur gestaan het, en jy lees van 'n ander disipel wat saam met Jesus was, en die eerste vraag wat ek vir myself vra is, Here, hulle was dan 12 gewees, wat het van die ander geword? Het jy al gewonder, wat het van die ander geword? Want ewe skielik is Jesus nie meer omring deur 'n binnekring van 12 nie. Die eerste keer in die bediening van Jesus is Jesus alleen. Hulle is almal weg, behalwe die ander disipel. En ek vra myself, maar wat het van die ander disipels geraak? En terwyl ek besig is om 'n bietjie te lees en te bid oor wat het van die disipels geword, toe begin die gedeelte met my te praat. En ek vra myself hierdie een vraag, en ek wil dit vir jou vra vanmôre. Ek gaan beloof vir jou, ek gaan volgende week vir jou preek dat die verf afdop, maar vanmôre wil ek met jou praat vanmôre. En terwyl ek hierdie gedeelte lees van die ander disipel, toe vra ek myself een vraag: watter soort of watter tipe disipel is ek? Watter disipel is ek? Want hulle was almal disipels van Jesus gewees, totdat hulle Jesus gevange geneem het. En ek sien dat die disipels kan jy opdeel in so 'n paar groepe. Ek gaan net vinnig met jou praat daaroor. Ek sou pad iewers heen, moenie worry nie. Die eerste groep disipels, daai eerste groep, daardie groot groep, die meerderheid, dat die Bybel sê, toe hulle by Jesus kom, om hom te arresteer. Die Bybel sê, wat doen die meeste disipels? Hulle het gehardloop. Hulle het gevlug. Hulle los Jesus net so. Kan ek dit vir jou lees? Matteus 26:56 skryf hierdie woorde. Hy sê, toe het al die disipels
Onthou, ek praat nie van sondaars nie, ek praat nie van vreemde mense nie, ek praat van die disippels. En die Bybel sê, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Die Engelse Bybel sê, at that point, all of his disciples ran away and they abandoned him. Die oorspronklike vertaling gebruik hier die woord afihimi. Dit beteken letterlik, hulle het Jesus net so gelos en aanbeweeg. Kan jy jou indink vanmôre, dat die meerderheid van die disippels, wat saam met Jesus beweeg het, wat saam met hom elke dag was, wat aan sy voete gesit het, die oomblik toe hulle hom arresteer, toe, ek wil amper sê, toe sit soos 'n WhatsApp groep, left en weg is hulle. Left, weg is hulle. En dit begin met my te praat vanmôre en ek gaan my haas, want ek wil hê vanmôre dat die woord met jou praat, soos wat hy met my gepraat het. Jy sien, dit was lekker, toe Jesus die wonderwerke gedoen het. Dit was lekker, toe Jesus die siekes gesond gemaak het, en die dooies opgestaan het, en al daardie wonderlike dinge het gebeur, maar toe hulle Jesus arresteer, en Jesus staan daar, en Jesus doen niks, toe lyk dinge skielik baie anders. Kan ek vanmôre, ek sê weer vanmôre, ek wil vir jou vra vanmôre, vir wat ek vir my gevra het, wat se disipel is ek en jy? Kan ek vanmôre vir jou vra vanmôre, wanneer dinge nie gebeur, kan ek dit maar vra wanneer dinge nie gebeur, soos wat ek en jy wil hê, dit moet gebeur nie, gaan ek en jy nog by hom staan? Dit raak stil, ek weet, vanmôre gaan ek nie baie amens kry nie, wanneer dinge nie gebeur, soos wat ek en jy wil hê, dit moet gebeur nie, gaan ek en jy nog by hom wees. Ek het vir jou 'n prentjie opgesit, en dit vertel vir my die storie, dan wil ek aanbeweeg na die tweede groep toe. Kyk gou daar, hy sê, when Job, ons almal ken vir Job, when Job had everything, he worshipped. When Job lost everything, he worshipped. Worship isn't about your circumstances. It's about who God is. Ek wil dit weer vir jou sê vanmôre. Worship isn't about your circumstances. Worship, it is about who God is. Want jy sien vanmôre, kind van die Here, ek wil dit sommer reggestel vanmôre, ek is nog net hier by die eerste groep, ek en jy aanbid nie die Here net vir dit wat hy vir ons doen nie, ons aanbid hom nie net vir die wonderwerke en die guns en die goedheid en die seën en die liefde en die genade wat hy oor ons uitstort nie, ek en jy aanbid hom vir wie hy is, ek en jy aanbid hom want hy is die God van hemel en aarde. En dis die nommer 1 iets waarmee ek gekonfronteer word in die bediening al vir meer as 20 jaar, dat jy praat met mense, solank as wat dinge goed gaan, is hulle lief vir die Here, solank as wat dinge in plek val, is hulle Sondag aan die kerk, hoe kan ek met daaroor praat, maar die oomblik wanneer dinge verkeerd loop, dan is hulle skielik vir die Here kwaad, en dan left hulle, and they just abandoned him, because it was never about him. En die eerste groep, net so, los hulle vir Jesus. En net terwyl jy my nou so aankyk, ek is nie besig met 'n boodskap van veroordeling nie, van wie wat God se genade het hulle weer almal bymekaar gemaak het tyd daarna. Maar dit was 'n leerskool vir die disippels gewees. En die eerste groep, die meeste van hulle, weg, they just abandoned him. En dan lees ons natuurlik van Judas. Wie ken vir Judas? Vir Judas. Nou vra ek myself, wat het fout gegaan met Judas?
Hy het dan 'n tweede kans gekry. Hy was 'n man wat die Here 'n tweede kans gegee het. Hy was die man. Die Here het na hom toe 'n hand uitgesteek. Hy was die mees onwaarskynlikste van almal gewees, maar nietemin het Jesus hom 'n kans gegee, net soos wat Jesus vir my en vir jou ook 'n kans gegee het. En hier kom Judas. En hy verloon of hy verraai Jesus. En ek kyk na Judas en ek gaan doen, ek het nie vanmôre tyd om daaroor te praat nie, maar ek gaan doen 'n karakterstudie op Judas en ek kom tot die gevolgtrekking dat Judas was nie 'n slegte mens gewees nie. Hy was eintlik 'n goeie mens. As jy mense nou net Bybel lees, dan klink dit asof Judas hierdie verskriklike skobbejak was. Nee, hy was 'n goeie mens. Maar wat het dan fout gegaan? Kan ek vir jou sê vanmôre, wat het fout gegaan in Judas se lewe? Judas het 'n swakheid gehad. Judas se swakheid. Toevallig, Judas se swakheid was geld gewees. Ag, wanneer my so kykie, ek gaan nie vanmôre oor geld preek nie, die Here moet jou seën, man. Judas se swakheid was geld gewees. Wat het gebeur? Volg my gou. Maria kom en Maria salf. Dis die eerste keer wat die krake in Judas se mondering begin wys. Maria salf Jesus se voete met daardie baie duur salf en onmiddellik het Judas iets te sê gehad. Johannes 12:4 sê, toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, waarom is hy die salf die vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en 'n beurs gehad het en die bydraes geneem het. Jy sien, hy was nie 'n sleg mens nie, maar hy het daai een swakheid in sy lewe gehad. Hy was 'n dief, hy wou die geld steel. En net in die volgende hoofstuk sit hulle aan die tafel. En nadat hy die stukkie geneem het, het Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen dit haastig. En ons kyk na daardie stukkie, en ek wil dit net gou aan jou voorhou, want ek wil 'n punt maak vanmôre. Die Bybel sê, en Satan het in hom ingevaar. Wat beteken dit as die Bybel sê, en Satan het in hom ingevaar? Want dit klink so asof Judas nou onskuldig was. Dit klink so asof Judas geen sê gehad het in die aangeleentheid nie. Dit is nie so nie. Die meer korrekte vertaling sê, en Judas het sy knie gebuig voor die Satan. Die meer korrekte vertaling sê, en Judas het die duiwel toegelaat om sy lewe oor te neem. Kan jy sien wat gebeur het? Ek moet aanbeweeg. Kan jy sien wat gebeur het? Kerk, ek wil hê, hierdie is baie ernstig. Vanmôre, ek gaan in 'n oomblik vir jou gaan ek baie ernstig met jou praat vanoggend, maar kan jy sien wat gebeur het? Dat die swakpunt in Judas, hoor my, die swakpunt in Judas se lewe het die deur vir die vyand oopgemaak. Daai gelding waarmee hy nooit gedeel het nie, en toe hy die eerste geleentheid kry, toe verraai hy Jesus vir 30 silwerstukke, want hy het nooit gedeel met daardie gelding in sy lewe nie. Hy het hom eers, het hy 'n gees van rebellie in sy lewe toegelaat, want hy het nie met Jesus saamgestem nie, en toe hy klaar die gees van rebellie toegelaat het, en hy het nie gedeel met die swakheid in sy lewe nie, toe maak hy die deur van die vyand oop, en op die einde van die dag, toe verraai hy Jesus, oor een rede, hy het nooit met die swakheid in sy lewe gedeel nie. Kan ek dit vanmôre
vir jou 'n ernstige waarskuwing gee. Ek weet, baie keer is die woord daar om ons op te tel, maar ander keer is die woord daar om ons te vermaan en te waarsku. Kerk, hoor my vanmôre, vergeet nie die hele boodskap, maar hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Ek ervaar die erns van die Heilige Gees vanmôre. Daardie swakheid in jou lewe, daardie ding waarmee jy nie wil deel nie vanmôre, hoor my vanmôre, deel daarmee, want daardie swakheid in jou lewe gaan die deur wees waarin die vyand jou lewe verwoes. Daai swakheid in jou lewe gaan die deur oopmaak vir die vyand om jou lewe te verwoes. Kan ek dit vir jou sê vanmôre? Raak al hoe stiller. As ek so maak, Marius, dan kom sing jy net iets dat ek kan vlug. Maar tot dan wil ek vir jou die woord van die Here gee vanmôre. Of dit nou jou gedagtes is, of dit welis is, of dit gierigheid is, of dit jou meer is, of dit wraaksugtigheid is, of dit bitterheid is, of dit haat is, of dit pornografie is, of dit verslawings is, of dit drankmisbruik is, of dit onvergewensgesindheid is, wat ook al, hoor my vanmôre, deel met die swakheid in jou lewe, want as jy nie gaan deel met die swakheid in jou lewe nie, gaan die vyand daai swakheid gebruik om jou te verwoes. Nou sit jy skielik doodstil vanmôre, maar weet jy wat, as jy die pad gestap het en jy die Here gedien vir 'n paar jaar, dan sal jy iets besef van die vyand. Hy kom val jou nooit aan op jou sterkpunte nie, hy kom val jou aan altyd op jou swakpunte. Hoekom sê Efesiërs 4:27? Jy sien, ons wil nie hy skrif in die Bybel hê nie, maar hy staan daar. Efesiërs 4:27 skryf hy die woorde. Hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. En weet jy wat is vir my so tragies vanmôre, is dat baie van die nuwe bedieninge, hulle kyk altyd hoe naby hulle die duiwel kan kry. Hulle kyk altyd hoe baie hulle met sonde kan speel. Hoor my vanmôre, die woord van God sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Hy kan homself nie in jou lewe indwing nie, maar as jy die deur vir hom oopmaak, het jy probleme. En Judas, wat een van die 12 is, die een vir wie God nog 'n kans gegee het, verraai Jesus, want hy het nooit gedeel met die swakheid in sy lewe nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, al doen jy niks anders nie, maar wanneer jy vandag by die deure uitstap, begin te deel met daai swakheid in jou lewe. En dan sien ons die eerste lot, die eerste klomp van die disippels, hulle het weggehardloop. En Judas het vir 30 silwerstukke, die prys van 'n slaaf, het hy Jesus verraai, heel waarskynlik omdat hy kwaad was, sê die geleerde mense oor die salf wat Maria op Jesus se voete, waarmee Maria vir Jesus gesalf het. En Judas verraai Jesus. En dan lees ons van 'n Petrus. Ons almal ken vir Petrus. Petrus was die een wat sy hande daar buite, mense kan preek oor daai een, maar ek gaan nie vanmôre nie. Petrus was die een wat sy hande daar buite by die vuur warm gemaak het. Die Bybel noem hom daarom, jy sien, ou Petrus was daarom amper daar. Hy was daarom aan die buitekant gewees. Hy was so amper daar. Laat dit net met jou praat, hy was amper daar. Maar hy was die een wat Jesus verloon het. Dan vra ek myself, maar kan dit wees? Petrus, was jy die een wat Jesus verloon het? Luister wat sê Petrus in Matteus 6 in 20:35. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Petrus, en hy sê, even if I have to die with you, I will not deny you. Dis Petrus. En ek
is geneig om te glo wat hy sê. Want as daar een disipel is, wat ek in my menslikheid gedink het, saam met Jesus gaan wees, tot op die einde, dan is dit Petrus. Want hy was die man wat gedoen het, sonder om te dink. Hy het 'n boldness gehad. Hy het gesê wat hy wou sê. Hy het gedoen wat hy wou doen. Hy was die een wat sy swaard uitgeruk het in die tuin. Hy was die een wat op die water geloop het. Dit was Petrus. En as Petrus gesê het, Here, ek gaan saam met U sterf, het ek hom geglo. En tog, toe ek vra vanmôre, wat 'n disipel is ek en jy? En hier kom Petrus. Dit is baie interessant om karakterstudies op die disipels te doen, en ek kan nie vanmôre elkeen met jou deel nie, maar Petrus was 'n groot man, hy was 'n sterk man, hy was 'n besigheidsman, hy was ook nie, ekskuus my plat kanseltaal, Petrus was ook nie onnoosel nie, hy was na alle aanduidings was hy 'n besigheidsman gewees, hy was 'n man wat gedoen het wat hy gesê het, hy gaan doen. En hier kom Petrus en hy verraai. En hy verloon eerder is die beter woord vir Jesus. En dit pla my. Want nou skryf die mense dat Petrus was dalk bang gewees. Kom, ek wil vir jou sê, jy hoef nie 'n teologieprofessor te wees om te weet dat Petrus het nie 'n bang haar op sy kop gehad. As Petrus bang was Petrus nie daar nie. As Petrus bang was, het hy in die tuin van Getsemane saam met die ander disipels gevlug. Petrus was nie 'n bang man nie. Sekerlik was dit in sy agterkop gewees, die risiko wat hy neem, maar hy was nie die bang een nie. En dit begin my te pla. Wat het met Petrus gebeur? Weet jy, terwyl ek bid en ek bid oor Petrus, en ek bid oor hierdie gedeelte, en ek vra, Here, wat wil U vir my leer aangaande Petrus? En ek gaan vir jou lees, soos wat ek glo, ek dit deur die Heilige Gees in my gemoed ontvang het. Jy sien, vir 'n paar oomblikke, luister gou kerk, vir 'n paar oomblikke, terwyl Petrus sy hande daar in die buiteplein. Nou, hy was nooit binne nie. Die ander disipel het later touwtjies getrek, dat hy kan nader beweeg. Maar hy was nie binne nie, hy was buite. Hy was buite, saam met die mense, wat hy eers geken het. Hy was buite saam met die mense, in wie se kringe hy eers beweeg het. En vir 'n paar oomblikke, dis hoe ek in my gees ervaar, terwyl Petrus hier staan by die vuur. Toe dink Petrus terug, jy moet my hoor. Toe dink Petrus terug aan sy ou lewe, en hy vergeet wie God hom geroep het om te wees. Vir daai paar oomblikke, toe dink Petrus terug aan sy ou lewe, en hy vergeet wie God hom geroep het om te wees. Ek het hier groot geskryf, daai oomblik, by daardie vuur, toe was dit nie gewees, Petrus, die rots nie. Daardie oomblik, by daardie vuur, toe was dit weer gewees, Petrus, die visserman. Petrus, die een, wat Jesus daar op die strand gekry het. O, jy besef nie, hoe het dit met my gepraat nie. Jy besef nie, die Gees van God met my gepraat, oor daai ene nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, jy wat miskien ook Petrus, die visserman was, hoor my vanmôre, moet nooit, maar nooit vergeet wie God jou geroep het om te wees nie. Moet nooit
teruggaan na 'n verlede. Ek weet nie met wie ek praat vanmôre nie, maar ek voel die gees van die Here dryf my. Hoor my vanmôre, moet nooit teruggaan na 'n verlede wat jy agter jou gelos het nie. Moet nooit gryp of verlang na die dinge waarvan God jou verlos het nie. Hoor my vanmôre, Petrus, ek praat met manne en vroue wat deur God geroep is. Petrus, hoor my vanmôre, los die verlede agter jou. Ek wil dit weer sê, los jou verlede en onthou wie God jou gemaak het. Onthou wie jy is in Christus. Ek sit laasdag, ek is baie lief vir die Bybel. Ek het nie 'n TV nodig nie, ek het 'n Bybel en 'n pen nodig, dan is ek op my gelukkigste. En ek begin te skryf. Ek sal dit weer, iemand dit wil hê, gee my 'n boodskap, ek sal vir jou stuur. En ek begin te skryf, en ek dank die Here, Google help ook so nou en dan ook. En ek begin te Google wie ek is, en wie jy is in Christus. Weet jy wat, so elke nou en dan, moet jy net 'n bietjie, daai visserman Petrus vergeet, en 'n bietjie begin te dink, oor wie jy nou is, in hom. Paulus skryf, Filippense 4 vers 13. Glory to God. Ek weet nie, praat ek met die man vanmôre? Hy sê ek een ding. Hy sê ek vergeet die dinge wat agter my is. Vergeet van Petrus, die visserman. Hy sê, en ek jaag en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping. Lees daar, die hoë roeping van God in Christus Jesus. Petrus, los jou visserman lewe en stap in die lewe in wat God jou geroep het. En dan sien ons, jy sien die disippels was in 4 groepe gedeel. Die eerste lot, en as ek verskoon my net, julle ken my nog nie so goed nie. As ek praat van die eerste lot, bedoel ek dit met die grootste respek. Ek sal nooit disrespekvol praat teenoor die disippels nie. Hulle name staan almal op die mure van die Nuwe Jerusalem, nie myne nie. Ek bedoel dit nie disrespekvol nie. Maar die eerste klomp, of die eerste groep disippels, hulle het gevlug. Judas het nooit gedeel met daai swakheid in sy lewe nie. Hy het nooit gedeel met die probleme in sy lewe nie. Dit het sy einde gekos. Petrus het voor die paleis, of voor die raad gestaan, en verlang na die ou Petrus, en hy het Jesus verloon. Maar dan praat die Bybel van 'n ander disipel. Geef my nog net 5 minute. 'n Ander disipel. Die Bybel sê dat daardie disipel, my eie woorde, hy was saam met Jesus. Ek weet, jy weet wie was die ander disipel. Sy naam was Johannes. Hy was die een vir wie Jesus liefgehad het, en hy het Jesus liefgehad. En ek wil hê jy moet gaan lees oor hierdie ander disipel van Johannes. Hy was die enigste een wat Jesus gevolg het. Ek wil hê jy moet my hoor vanmôre. Die vliegtuig land binne 5 minute. Hy was die enigste een van die disippels wat Jesus gevolg het tot aan die einde toe. Toe hulle Jesus gearresteer het en hulle vat hom weg, toe was Johannes daar. En intussen dan gaan nie veel oor geskiedenis les, probeer gee nie, gaan doen jou huiswerk. Hy het probeer doen wat hy kon doen vir Jesus, wat hy kon doen, het hy gedoen. Sy hande was ook maar vasgebind gewees, hy kon nie regtig veel doen nie, maar hy was by Jesus. Van die martelingsproses, die Via Dolorosa, toe was Johannes daar.
Toe Jesus aan die kruis hang, was daar net een discipels gewees wat daar was, en dit was Johannes gewees, daardie ander discipel. Jy weet, daardie een, sien jy, daar's 'n ander discipel. Johannes was die ander discipel wat by Jesus was, en Johannes het nie omgegee wat het hom gaan kos nie. Johannes het nie omgegee wat hulle aan hom gaan doen nie. Johannes het nie omgegee die prys wat hy gaan betaal het nie. Johannes het 'n besluit in sy hart geneem. Ek sal Jesus volg, ongeag, en Johannes was daar. Hy het besluit. Hy was die enigste een van die 12 wat by Jesus was tot aan die einde. Kan ek vanmôre vir jou vra, gaan ek en jy wees? En ek vra dit vanmôre, want ek weet, wat is God besig om in die dorp te doen? Ek gaan vanmôre vir jou vra, gaan ek en jy wees soos die eerste groep disippels? Wat by die eerste windjie en die eerste storm is ons by die deur uit? Gaan ek en jy wees soos sy Judas? Wat toelaat dat daai swakheid in ons lewe ons gaan verwoes? Gaan ek en jy wees soos 'n Petrus? Wat verlang na die tye langs die viswaters in plaas van die tye saam met God? Of gaan ek en jy wees soos 'n Johannes wat sê ons gaan by Jesus wees tot aan die einde? Ons gaan staan vir Jesus.